Potato, potato. Dit was vuur en vlam gewees op Gebabes die afgelope naweek met die NLI Agribraai wat daar plaasgevind het. François Steinberg en Agri Monitor het daar gaan kuier en stuur vir ons lekker beeldmateriaal van hulle kuier op Gebabes. Kom ons gaan kyk. Julle almal. Dankie vir die wat nou 'n bietjie langer dalk gewag het. Ek weet nie so laat dit is nie, maar my môre werk almal teen tyd. En al die braaispanne wat gaan deelneem, môre het 'n beesrib, ek het 2 van hulle gekry. Ek het een van hulle begin voorberei sodat ons vir julle iets kan laat proe. En ek gaan nou vir een voor julle voorberei. En dan gaan ek hom gaar maak en dan as julle nie vinnig kom nie, gaan ek hom myself eet. So dit gaan eers 'n bietjie later reg wees. So wat ek ook hier op die tafel het, net sodat julle weet, is 'n paar souse wat ons gemaak het. Ek het dit sommer in my hand luggage ingebring van LA af, waar Lower Alberton, waar ek vandaan kom, net suid van Johannesburg. En hier is net 2 verskillende souse. Hier is eintlik maar meer soos 'n salsa, 'n Mexican flavor salsa. En hier is maar net my approach wat dit sou gewees het as ek môre moes deelneem. Ek is baie bly dat ek neem nie môre deelneem, want hierdie rib is regtig 'n challenge vir enige iemand, ek kan julle dit beloof. So, wat ek vir julle wil sê is dat ons het hier iets uniek gedoen op daai ene wat klaar besig is om gaar te word. Ek gaan vinnig oor dit praat en dan gaan ek hieroor gaan, want daar gaan die tegniek weer 'n rol speel. So ek gaan net gou 'n slukkie vat hierso. Right. Ekskuus julle. So my approach na hierdie ding was gewees dat hoe gaan 'n mens die vleis, jy kan vleis gaar kry in 'n kort tyd. Die vraag is dit sag? Nou, wat is jou opsies op 'n beesrib? Die eerste opsie sou gewees het om dit dun te sny, sodat jy dit vinnig kan braai, en jy gaan nie die taaiigheid so agterkom nie, want jy sny teen die grein, en jy kan hom eet, nee, want hy's dun gesny. Maar sodra hy 'n bietjie dikker gaan, dan gaan jy nou moet dink, okay, hierdie ding gaan nou al begin trek in 'n rigting in, want hierdie beesrib is eintlik 'n bittertaai snit, dit weet ons. So, hoe approach jy dit? Daar's een manier om dit te doen, is om hom dun te sny. Dit werk goed en marinering speel obviously 'n rol. My approach vandag was iets heeltemal anders te gewees. En julle weet hoe om beesrib gaar te maak, dit weet ek. Ek sê ek is soos Daniel en Leeukel vandag. Hier sal baie vol bravado voor julle klom, of julle te sien hoe ek dit doen. Maar my approach gaan oor die afbreek van die weefsel en hoe om dit sag te kry voordat ons begin om op die vuur te sit. Dit gaan meer oor die voorbereiding. En daarna hoe jy die vuur reguleer in jou smaak kan kry. Dit is die geheim wat ek vir julle wil vertel vandag. En my trick met hierdie ene vandag was gewees 2 goeders. Ek gaan begin met die eerste ene. En hierdie ene gaan julle dalk nie so gereedelik kan kry nie. Hierdie is eintlik 'n baie nuwe konsep in vleis. En dit is van 'n bakterie. Ek vergelyk dit similar aan die staf wat hulle soos rysasyn, die rice wine vinegar maak. Hulle breek rys af om alkohol te maak en dan asyn te maak eventually. So die spore kan 'n mens nou maar sê, hulle noem dit goji. Goji word op rys geïnokuleer en hy groei binne in daai rys in. Terwyl hy dit doen, breek hy die suikers af van die rys. So dit is sy manier hoe hy multiply, as ek dit so kan sê. In daai rysvorm wat hy dan so is, word hierdie goeders dan opgeklits en daar is sout bygesit. Sout en water. Dis wat hier binne is. Wat hierdie goed doen is dat op ensiemvlak gaan dit nou en dit gee jou vleis die smaak van veroudering. Binne 'n paar uur, sonder dat jy die vleis hoef te gehang het vir 21 dae, 30 dae, as jy regtig in jou vleis bietjie wil hang. So seker 30 dae is vir my is 'n goeie tyd. So 30 dae verloor jy baie vochtigheid en natuurlik nie net in vochtigheid nie, hy breek af, hy word natuurlik sagter. Sy smaak word meer intens, maar jy sit met minder juiciness. En die Japaneese het hierdie tegniek, waar jy dit doen op ensiemvlak binne 'n kwessie van 'n halfuur tot en met 24 uur. Maar 'n uur se tyd kan jy hierdie flavor in hierdie inkry. Met dit bygesê, 'n ding wat jy definitief kan hê, en wat vir my dieselfde effek gee, maar nie so seer daai smaak wat jy kry van verouderde vleis nie, is hierdie is suurdeeg wat uitgegis is.
So dis jou plant hierdie, né? Die een wat in die yskas bly vir 'n maand, 'n jaar. Jy wanneer jy hom kos gee is wanneer hy weer begin wakker word, né? Almal ken hierdie. So in daai vlak is daar nie meer die yeast betrokke by die vleis gaan yeast, as ek dit so kan noem nie, né? Maar daai bakterieë is daar binne wat wag om wat te doen? Suikers af te breek. Want dit is wat suurdeeg doen. Dit vat suiker wat in die meel is en dit convert dit, en hoe meer tyd jy dit gee, hoe meer smaak kry jy in jou brood. Dis meel, mense. Nou meel is wat? Meel is meel, maar hy het ook suiker, dis die suiker wat en natuurlik die proteïen. Is ek reg? Dis wat meel is. Wat is vleis anders as dit? Ons het net nie die stysel daar nie. Ons het die suikers, ons het die proteïen. En dit is vir my die konsep hierso. Dat jy met jou suurdeegplant dan gebruik om flavor in te bring en tenderness op ensiemvlak op die vleis. En dit is wat my vleis die vinnigste gaan sag maak vandag. So, dis die lang en die kort van dit. Ek gaan nie verder uitbrei oor dit nie, want hierdie is so, ek wil nie dit met vervelig raak nie. Maar dis my een triek gewees hier vandag. En natuurlik, ek sê altyd, vleis natuurlik is die hart van wat jy eet. Maar ons in Suid-Afrika weet ek weet hier dalk hierso nie, ek is seker nie, maar sous speel 'n bitter groot rol. Of wat jy saam met die vleis doen om daai smake van die vleis uit te bring. En hierso in die salsa wat ek gemaak het, het ons eie gevat en peppers en chilies en dit in die vuur gegooi, laat dit swart word en bak. En daarna uitgehaal en geskil, die sade uitgehaal soos by die peppers en so, na die chilies uit, en dit geblits met vars geure soos lemon of lime, nie lemon nie, daai lime flavor soek jy in die Mexican, en dan natuurlik die cilantro, die dania, die koriander blaartjies. Dit is die basiese geure wat Meksikaanse flavors opmaak. Cumin, garlic, lemmetjies. Daar is jy halfpad daar. So, hoe change ons hierdie nou na Mexican toe? Jy gee van 'n sexy Mexican saus. Ekskuus julle. Maar ja, so dit is hoe dis die vere van die voël julle. Jy het 'n voël, alle voëls sonder 'n veer lyk al amper dieselfde, nê. Maar as jy nou gaan mooi kyk en hy sit nou vere op hom, dit is wat daai smake vir jou vleis doen. Dit is wat dit verskillend maak. Want ons vleis is anders as wat Argentinië. Wat doen Argentinië? Hulle maak 'n sous uit parsley uit en hulle sit acidity by. Elke land het sy geur. Ons sinne is wat nie ver van dit af nie. Die naaste is 'n tomatiesous. Daai smoor bring die flavors uit as jy dit saam met jou vleis eet. Daai soetigheid en dis maar die balans. So wat ek vir julle probeer sê, elke land het met sy sous wat saam met vleis gaan. En hierdie is maar my variant van dit. En dit wys net vir jou weer eens hoe jy moet aanpas by 'n challenge, by 'n moeilike challenges wat gegee is. Vir die spanne môre is Meksikaanse braai, ek meen regtig. Dit is nie elke dag wat ou dit doen nie. En dis maar my adaptation van dit. So dit bring my terug na die tweede stuk vleis toe. En as jy nie deur al hierdie moeite wil gaan of jy trust my nie of jy dink jou vleis gaan nog lyk soos brood of whatever dit mag wees, hierdie is die ander manier om dit te doen. En ek ekskuus, ek het nou mense verskriklik vuil gemaak met hierdie storie. Hierdie is almal hy wil soos 'n vis weggelei, maar as jy vleis vat, hoe gaan jy die smaak binne in die vleis kry? Want dis nie net die smaak, jy wil eintlik die sout hê moet daar binne kom. Want dis die smaak, reg? So ons moet begin met 'n sout. Maar hoe kry ons dit in as ons dit droog opsit? Daai water, daai sout moet nou stadig penetreer, hy moet elke sel amper breek, soos dit met 'n chisel tot hy binnekom. En is moeilik vir vleis om dit te doen vir meer as 2 cm. So hoe los ons dit op? Deur vloeistof in te bring, want vloeistof veroorsaak onmiddellik 'n osmose reaksie. En dit beteken dat daai sout wil binne ingaan en die vloeistof wat daar is en hulle change. Maar terwyl dit gebeur, sit jy ook vogtigheid by wat jy nie gehad het nie. So hierdie braai mengsel wat ek vir julle nou net vinnig gaan sê en as julle kan onthou, kan jy vir enigiets gebruik van hoender tot vark tot bees, soos wat ons hier gedoen het. Dis 'n verhouding van per liter gebruik jy, of ek gebruik 2,5 liter gewoonlik. 2,5 liter of 5 liter afhangend hoeveel ons doen. En die eerste bestanddeel wat ek daar bysit is baking soda. En almal ken dit is bicarbonate of soda.
die blou pakkie in die winkel. As jy dit sien, dan is jy halfpad daar. Dis nie wat die Chinese gebruik nie. Jy kan nie net baie-kaap vat en op vleis gooi nie. Dit werk nie, dit borrel, dis nie veronderstel om dit te doen nie. So daar het jy nou 'n fizzy. So wat jy doen is jy bak hom in die oond vir 40-50 minute. Dan change daai baie-kaap en hy word baking soda. Dit is wat jy wil hê om jou vleis sag te maak sonder dat hy seperig is en sonder dat hy hoe kan ek vir jou sê, hy kan dadelik nou sy werk doen om wat te doen. Hy hou daai vloeistowwe vas. En dis sy werk in hierdie. Die Chinese sny hulle vleis baie dun. Hulle gebruik daai selfde solution met bietjie koekmeel en hulle vryf dit en hulle noem dit velveting. Maar dis dun gesnyde vleis. Hierdie op 'n groot stuk gesnyde vleis doen jy dieselfde, maar jy doen dit net bietjie langer. Hulle doen dit binne 15 minute. 'n uur of so gaan vir jou help. As jy die nag voor die tyd kan doen, dan is dit goud werd. Soos ek sê, hoender, Kentucky Fried Chicken is gemaak op die prinsip van dit is gebraai. Dis die geheim. Boonbehalwe wat hulle buite hom sit. Daai braai, daai sout solution is wat daai hoender sapperig maak, as ek dit so kan sê. So in elk geval, hierso het ons nou daai solution in en op 2,5 liter gebruik ek dan omtrent 2 eetlepels baking soda. So dis nie baie nie. Ek werk dit op 5 liter is dit 50 ml. Dis altyd vir my maklik om dit so te onthou. En dan op 5 liter gebruik ek 1 ui wat ek rasper en dan garlic, is dit gewoonlik vars garlic in. Ons kon regtig glad nie kry nie. Ek weet nie of iemand anders dalk het nie, maar ons gaan nou net sommer van die winkel garlic in daai braai insit en daai flavour gaan dan nou nog bietjie verder intrek. Right. Die volgende triek met hierdie is die feit dat jy moet en die tafel is skoon julle net sodat julle weet, so alles is hout hier volgens my. Dit sluit in die houtbord. So hier is die eie. Nou eie moet julle onthou is ook iets wat vleis sag maak, né? Eie is iets wat vleis sag maak, moet dit nooit vergeet nie. So ek sit dit ook in die braai in, want dit trek in, dit maak die vleis sag. Julle weet natuurlik die gevaarlikste ding in 'n kombuis vir my is nie 'n mes nie, is 'n rasper. Ek het al meer beserings gekry van raspers af as van skerp messe af. Nie te veel nie. Nou gaan ek vir julle 'n ander ding sê, as jy nou dink aan 5 liter water, wat sit jy by dit by? Jy moet sout daarby sit, 1 koppie sout en 'n halwe koppie suiker. Dis die basis van jou braai. Wat jy nou kan bysit is jy kan nou laurierblare bysit. Jy kan vars kruie bysit. Jy kan leeks insit. Jy kan daarmee speel soveel as wat jy wil, want daai flavours gaan nou binne ingaan. Hy trek nou lekker diep in. En dan maak daai vleis nou plomperig, want daai baking soda is wat om nou al daai goeders bymekaar hou. So ek gaan net gou hierdie daar bysit. En ons gaan dit nou weer terugsit. So ons het nou gepraat van wat het die vleis begin sag maak en flavour gee, was die braai. Die volgende aspek van hierdie is wat ons noem waar ons die vleis wil sag maak sonder om dit te breek. Nou, jy kan die verskil met wat ons hier gedoen het en tenderizer, right? Is 'n verskil dat tenderizer is iets wat proteïen afbreek. Dit maak dit melerig. Dis nie lekker nie. Hierdie is glad nie dit nie. Tenderizer, as jy tenderizer hier ingesit het, jy gaan by sagte vleis uitkom, maar die tekstuur het verander tot op die punt partykeer dat dit regtig nie meer lekker is nie. So hierdie is nie dit nie, maar hierdie doen 'n ander iets wat dit nie doen. En hierdie is die mechanical breakdown. En jy moet hierdie ding in die vleis indruk tot hy ingaan. En dit vat 'n rukkie partykeer. So die eerste keer dan sukkel hy en dan hou jy aan steek. Hierdie tafel dans bietjie. Maar ek het vanmôre 'n halfuur lank het ek spandeer om hierdie ding te massage tot op die punt waar hy maklik ingaan. En as ek sê maklik, hy gaan in. As ek op steek, dan gaan hy in. Nou hierdie ding moet elke keer 'n bietjie dieper gaan. En ek wil nie nou heeltyd voor, maar partykeer doen ek hom 'n bietjie op 'n angle aan die begin. En jy sal sien as hy dan ingaan, dan het die weefsel al klaar begin sagter word, né? En so gaan ek aangaan
tot ek dieper en dieper en dieper kan gaan en ek massage hierdie vleis met hierdie spikes, sodat hy daai weefsel begin afbreek. Sonder om die vleis melerig te laat word, want sodra ek hom nou begin gaar maak, dan kom hy terug na homself toe, maar ek het al hierdie weefsel afgebreek. Hierdie gaan ek terugsit, as hy klaar is, dan gaan ek 'n halfuur nog spandeer en hierdie ding druk. Ek gebruik gewoonlik 'n hier is my makliker om te hanteer. Ek weet nie wat het hulle gedink toe hulle hierdie ding design het nie. Dit was regtig hierdie goed ek by 'n Chinese winkel gekry in Alberton. So jy gaan hom nie geredelik kry nie. Ek dink as jy vir dit gaan soek op internet gaan daar snaakse goed opkom. So jy moet ook nie, jy weet ek weet 'n mens kan met AI foto's identifiseer en so aan. Maar ja, ek mense gedink het as jy so na hom kyk, dan dink jy eintlik is 'n Chinese voorbehoedmiddel. O God. Jy moenie dit doen nie. Want dan is ek het gelukkige backup gebring want ek het geweet dit kan dalk gebeur. Maar in ieder geval. Ja, ek gaan nou iemand van julle moet vra met 'n toolbox. Want as ek kan braai, maar ek het tegniese goed as ek in my moer in. Ekskuus my taal. Okay julle, so met dit gaan ek nou hierdie weer terugsit. Dit gaan ek later doen. Dis die ander tegniek. Julle kan later weer kom proe aan hom. Hierdie ene gaan ek afhaal. En dan wil ek hê as julle my gaan toelaat, gaan ek net gou 'n paar minute gesels oor spices. Hoe om vleis te spice. Want soos jy kan sê die sous is die vere van die voël. Die spice is vir my gee vir jou die rigting waar jy in daai voël nou kan vlieg. Dit is as ek dit nou so kan doen, want jy het 'n spice vir verskillende flavours. Wanneer sit jy jou spice op? Hoeveel spice sit jy op? Waar kry jy jou spice? Wat is in jou spice? Niemand weet eintlik nie, ek kan julle dit beloof. En as jy 'n eie resep maak, dan weet jy dat dit is iets anders as wat jy gaan kry op 'n rak. Want die goed wat ons op rakke is alles gekonsentreerde olies en flavours en soutte en artificial suikers. Baie goed is dit ons nie eens weet wat daarin gaan nie. So met tyd het ek maar vir myself gesê, okay, hoorie, ek soek iets wat ek kan gebruik op my vark, want ek gebruik baie van dit. En dan ek wil dit nie gaan koop nie. Dit kos dis vrek duur. En so het ek maar met tyd vir my heel eerste sout was gewees hierdie all-purpose rub. En daarmee het ons in Amerika gaan toe op pork ribs gaar te maak. En ek sit dit op my popcorn wat ons in Alberton gaar maak. Dit is regtig all-purpose. So gepraat van popcorn, ons vat die olie van Wagyu bees wat ons uitkook. Daai olie maak ek dan warm en ons popcorn in dit. En dit noem ek dan Wagyu popcorn. Dit is iets van 'n ander wêreld af. Ek gaan vir dit nog veel met maak. Maar ek is baie lief vir Wagyu se vet omdat dit so sag is. Ek noem dit vleisbotter en ek gebruik dit baie keer as ons vleis gaar maak ook. Ek wil nou nie vleisgoede saamgebring het nie, maar Wagyu vet en botter vir my is ongelooflik. Irongo Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irongo Med is committed to making a difference. What about you? Hallo julle, ek is Wie Scott van die Willem Botha Beauty Span en ons is vandag hier so by Gebabes. Klas van 120 vrouens hier so wat vandag kom kyk hoe Willem sy meesterstuk doen in sy kuns, make-up. Die model is ongelooflik mooi, so ons is excited om die vrouens te sien sy reaksies om te sien hoe sy gaan lyk. Maar ons is al die pad van Suid-Afrika af en ons het 'n paar van ons gunsteling produkte gebring. Ongelukkig is daar reeds 'n paar uitverkoop, selfs in Suid-Afrika. Maar ons het ons topverkopers hierso, onder andere ons pragtige palet. So lekker 12 kleure waarvan 4 'n beautiful shimmer is. Die pigmentasie is ongelooflik lekker. Daar's omtrent geen fallout nie. So hy gaan jou beskiklik lank hou. En dan ons ander topverkopertjie is ons brush set, ons 9 brushes.
En wat so lekker is van die brushes is, elke brush sê vir jou presies wat sy funksie voor is. So ons het die foundation brush, ons het die powder brush, daar's hy. En so gaan dit aan. Alles is sinteties. Ons hele velsorgreeks is animal cruelty free, dis vegan. So hierdie pakkie hierso kry jy so met die leer sakkie. Dit is nie regte leer nie, maar die sintetiese leer wat baie lekker is. En dan natuurlik ons onderlaag. Ons onderlaag doen ongelooflik goed. Hy het 'n matte finish. Hy's long lasting, hy's oil control en hy is so verskriklik lig op die vel. Wat beteken jy gaan hom nie voel nie. Hy's glad nie swaar op die vel nie, maar hy cover ongelooflik goed. Dan het ons verlede jaar 3 toekennings gewen by die Women Beauty toekennings vir gremering, die Holy Grail soos wat hulle dit noem. Onder andere het ons die beste shimmer gewen. Hierdie produk is verskriklik lekker vir troues, matriekafskeide of net soos as jy strand toe wil gaan vir die dag. Hy het 'n beautiful shimmer, hy gee vir jou daai lekker summer glow. En dan natuurlik ons palet het ook gewen, die grootste prys van die aand, so ons is baie blessed. En dan ook 'n produk wat gewen het is ons liquid matte lipstick. Hy's 'n long stay, hy kom in 'n liquid formaat, maar hy bly lekker lank op die lippe deur die hele dag. So jy kan omtrent net een keer die dag opsit en hy bly die hele dag. Ons het 10 kleure in die reeks en dan het ons creamy mattes wat nie so lang stay is nie, maar hy is verskriklik lekker op die lippies. Ons het 7 kleure van hom. Ons het 4 beautiful pencils, lip liners. En wat ek weet, baie vrouens nie weet nie, dis 'n creamy pencil, maar hy het so 'n klein skerpmakertjie aan die agterkant wat daar wegkruip. So as jy die video kyk, maak dit seker as jy potlood stomp raak, dat jy hom net skerp maak met die skerpmakertjie daar en hy werk net so. Dan het ons natuurlik 'n paar lekker lipglosses hierso. Al ons lipglosses, ons het 5 waarvan een reeds uitverkoop is. Maar die ander enetjie, die lashes, is ons top verkoper wanneer dit kom by die lipglosses. 'n beautiful, hy's 'n pearly effek aan hom. Maar die bonus of die ekstra bestanddeel daar is Vitamine E. So hy voed die lippe of jy hom net so aansit of as jy 'n lipstick oor hom aan het. Dis beautiful produk. En dan natuurlik wat die vrouens baie excited is, aan die einde van die verloop van die show doen ons elke vrou se fondasie toets. Ons kyk wat 'n kleur pas mooi by jou vel. Ons sit vir jou wangetjie op, ons sit vir jou lippietjie op sodat jy kan sien wat pas en wat pas nie. En dan sê die kliënte ook die kans om 'n bietjie met Willem te gesels na die vertoning. So dit is 'n dag wat jy nie wil mis nie. As jy nie hier is nie, is ek jammer. Jy gaan spyt wees. Die saal is al redelik vol, hy is vol. So ja, hier gaan ons.